ons reeks preke uit die boek, die brief van die Romeine voort. En vanoggend lees ons hoofstuk 13, Romeine 13, van vers 1 af. Laat elke mens hom onderwerp aan die magte wat oor hom gestel is, want daar is geen mag behalwe van God nie, en die wat daar is deur God ingestel, sodat hy wat hom teen die mag versit, die instelling van God weerstaan, en die wat dit weerstaan, sal hulle oordeel ontvang. Want die owerhede is geen voorwerp van vrees by die goeie dade nie, maar by die slegte. Maar wil jy nie die mag vrees nie, doen wat goed is, en jy sal lof van hom ontvang. Want hy is 'n dienaar van God jou ten goede. Maar as jy kwaad doen, vrees dan, want hy dra die swaard nie verniet nie. Want hy is 'n dienaar van God, 'n wreker om die een wat kwaad doen te straf. Daarom is dit noodsaaklik om jou te onderwerp, nie alleen ter wille van die straf nie, maar ter wille van die gewete. Daarom betaal julle ook belastings, want hulle is dienaars van God wat juis hiermee voortdurend besig is. Betaal dan aan almal wat aan hulle verskuldig is, belasting aan die wat belasting, tol aan die wat tol, vrees aan die wat vrees, eer aan die wat eer toekom. Wees aan niemand iets skuldig nie, behalwe om mekaar lief te hê, want hy wat 'n ander lief het die wet vervul. Want dit, jy mag nie egbreek nie, jy mag nie doodslaan nie, jy mag nie steel nie, jy mag geen valse getuienis gee nie, jy mag nie begeer nie, en watter ander gebod ook al word in hierdie woord saamgevat. Jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Die liefde doen die naaste geen kwaad nie. Daarom is die liefde die vervulling van die wet. En dit te meer, omdat ons die tydsomstandighede ken, dat die uur vir ons reeds daar is om uit die slaap wakker te word. Want die saligheid is nou nader by ons as toe ons gelowig geword het. Die nag het ver gevorder en dit is amper dag. Laat ons dan die werke van die duisternis aflê en die wapens van die lig aangord. Laat ons welvoeglik wandel, soos in die dag, nie in brassery en dronkenskap, nie in ontug en ongebondenheid, nie in twis en nydigheid nie. Maar beklee julle met die Here Jesus Christus en maak geen voorsorg vir die vlees om sy begeerlikhede te bevredig nie. Tot daar, teks is vers 1 en 2, laat elke mens hom onderwerp aan die magte wat oor hom gestel is. Want daar is geen mag behalwe van God nie, en die wat daar is deur God ingestel, sodat hy wat hom teen die mag versit, die instelling van God weerstaan, en die wat dit weerstaan, sal hulle oordeel ontvang. En daarmee saam lees ons Sondag 39 van die Heidelbergse Katekismus. Wat eis God in die 5de gebod? Ek moet my vader en moeder en almal wat oor my gestel is, alle eer, liefde en trou bewys. Aan hulle goeie leer en tug moet ek met die verskuldigde gehoorsaamheid my onderwerp. Ook moet ek met hulle gebreke geduld hê, omdat God ons deur hulle wil regeer. Geliefdes in die Here, ons het nou al 'n paar keer in hierdie reeks gehoor dat ons die Romeine brief eintlik in 2 dele kan verdeel. Die eerste 11 hoofstukke handel daaroor
dat ons deur Christus alleen, deur geloof alleen, deur genade alleen gered word. Van hoofstuk 12 af word daar dan aan ons geopenbaar hoe mense lewe wat deur Christus verlos is. Ons is so dankbaar daarvoor dat ons uit genade alleen verlos is, sonder enige medewerking van ons kant af, dat ons ons hele lewe as 'n dankoffer aan God wil toewy. In Romeine 13 hoor ons dan, mense wat deur genade alleen gered word, is so dankbaar daarvoor, dat hulle alle gesag, wat oor hulle gestel is, gehoorsaam. Ja, dit is deel van die nuwe lewe. Verlostes in Christus gehoorsaam alle gesag oor hulle. Want hulle weet dat alle gesag van God afkom. En so sluit Romeine 13 dan aan, baie nou aan, by die 5de gebod. Die 5de gebod sê baie duidelik dat ons as gelowiges, as nuwe mense, gehoorsaam moet wees aan almal wat oor ons gestel is. Die gebod, eer jou vader en jou moeder, raak dus nie net ons verhouding met ons ouers nie, maar ons verhouding met alle gesag wat oor ons gestel is. Daarom sê Romeine 13 in die ou vertaling, laat elke mens hom onderwerp aan die magte wat oor hom gestel is. Want daar is geen mag behalwe van God nie. En die wat daar is deur God ingestel. Sodat hy wat hom teen die mag versit, die instelling van God weerstaan. En die wat dit weerstaan, sal hulle oordeel ontvang. Die 2020 vertaling praat van gesaghebbers wat oor ons gestel is en dat ons moet onderwerp aan hulle gesag. En hierdie opdrag staan nie net in Romeine 13 nie. 1 Petrus 2 sê immers ook, wees dan onderdanig aan elke menslike verordening ter wille van die Here. Of dit die koning is as opperheer, of die gouverneurs as sy gesandte, om wel kwaaddoeners te straf, maar die wat goed doen te prys. Want so is dit die wil van God, dat julle deur goed te doen, die onkunde van die dwaase mense tot swye sal bring. As vry mense, en nie asof julle die vryheid het as 'n dekmantel vir die boosheid nie, maar as diensknegte van God. Julle moet almal eer, die broederskap lief hê, God vrees, die koning eer. Ja, sal party van ons miskien dink, dit is maklik vir Paulus en Petrus om te praat. Hulle het nie onder 'n sosialistiese, goddelose regering gestaan nie. En hulle het nie so 'n swak president soos ons gehad nie. As hulle in ons skoene gestaan het, sou hulle seker 'n ander deuntjie gesing het. Maar geliefdes, ons moet onthou, die gesag van die woord lê nie in die menslike skrywers soos Paulus en Petrus nie. Nee, die gesag van die woord lê in God self, wat die menslike skrywers deur sy Heilige Gees geïnspireer het om die woord te skryf. Hierdie woorde kom dus eintlik van God self af. Ook moet ons onthou, toe Paulus en Petrus hierdie woorde geskryf het hulle onder die vyandig gesinde regering van die Romeine gestaan, wat uiters swak keisers, soos Nero byvoorbeeld opgelewer het, wat Christene vervolg het en gekruisig het en op brandstapels verbrand het en vir wilde diere in die arenas gegooi het.
En ten spyte daarvan sê God deur hulle, laat elke mens hom onderwerp aan die magte wat oor hom gestel is. Want daar is geen mag behalwe van God nie. En die wat daar is deur God ingestel, sodat hy wat hom teen die mag versit, die instelling van God weerstaan. En die wat dit weerstaan, sal hulle oordeel ontvang. En 1 Petrus 2 sê immers, wees dan onderdanig aan elke menslike verordening ter wille van die Here. Of dit die koning is as opperheer, of die goewerneurs as sy gesandte, om wel kwaaddoeners te straf, maar die wat goed doen te prys. So moet ons dus, omdat ons gelowiges is, ook aan alle magte wat oor ons gestel is, gehoorsaam wees. Of hulle nou goed is of sleg. Selfs al is hulle anti-christelik. Natuurlik moet ons egter meer gehoorsaam wees aan God as aan mense. Maar dit gaan ook verder as dit. Verder as net gehoorsaam wees. Ons moet nie net aan hulle gehoorsaam wees nie, ons moet ook vir hulle bid. 1 Timoteus 2 vers 1 en 2 sê, in die eerste plek vermaan ek dan dat smekinge, gebedes, voorbedes, dankseggings gedoen word vir alle mense, vir konings en almal wat hoog geplaas is, sodat ons 'n rustige en stil lewe kan lei in alle godsvrug en waardigheid. Ja, geliefdes, ons is gou om te kla oor die regering en die regering te kritiseer, maar bid ons enigsins vir hulle. Bid ons genoeg vir hulle. Sonder ons gebede gaan hulle nie verander en regkom nie. Geliefdes, die sentrale gedagte van die 5de gebod is, die verloste mens moet hom onderwerp aan al die gesagsdraers wat God oor hom aangestel het. En dit is ook wat die katekismes sê. Ek moet my vader en moeder en almal wat oor my gestel is, alle eer, liefde en trou bewys. Revolusie en opstand teen gesag is egter bekende verskynsels in ons tyd en in ons land. Dwars oor die wêreld word dit in 'n kleiner of 'n groter mate aangetref. Die ongelowige mens is in wese in opstand teen God en gevolglik in verset teen alle gesag, teen alle wette, reëls en regulasies wat daar gestel is om sy sondige neigings in toom te hou. Daar is eintlik maar net een oplossing om hierdie omstandigheid en gees van revolusie teen te gaan, en dit is die evangelie. Teenoor die revolusie, die evangelie, maar dan moet dit die suiwer, ware evangelie wees. Natuurlik het die aanhangers van die revolusie hulle eie manier van gesagshandhawing. Maar hierdie manier van die uitoefening van gesag is verwoestend en moorddadig. So het Mao Zedong gesê dat gesag uit die loop van 'n geweer kom. So is daar baie polisiestate waar die regering deur die polisie en die weermag aan bewind gehou word wat hulle gesag misbruik. Teenoor die verwerping of misbruik van gesag sê God in sy woord, elke mens moet hom onderwerp aan die owerhede wat oor hom gestel is. Daar is immers geen gesag wat nie van God kom nie, en die owerhede wat daar is daardeur die beskikking van God. Teenoor die heidense of teenoor die hedendaagse verkeerde siening van gesag staan ook die 5de gebod, wat volgens ons belydenis beteken dat ons moet onderwerp aan ons ouers
en almal wat in 'n gesagsposisie oor ons aangestel is. Dan, geliefdes, is dit belangrik om in te sien dat gesagshandhawing in die 5de gebod by die ouers begin. So, God het dit so bepaal dat die sondige mens sy eerste lesse in die onderwerping aan gesag in die intieme kring van die huisgesin moet kry, waar die gesag nie geleë is in die hande van 'n despoot of 'n tiran nie, maar in die koesterende en beskermende hande van 'n pa, en die liefdevolle versorgende hande van 'n ma. Met die huisgesin staan 'n mens in 'n sekere sin by die oorsprong of die bron van onderwerping aan gesag. As die water daar vergiftig word, sal dit verder aan in die stroom ook giftig wees. As die kind nie aan sy ouers gehoorsaam is nie, sal hy ook nie gehoorsaam wees in die skool, die kerk of die samelewing nie. Wat pa en ma in die gesin doen, het dus 'n ingrypende betekenis vir die kerk en vir die samelewing. Hierdie groot verantwoordelikheid om kinders groot te maak met tug en vermaning soos die Here wil, soos wat ons dit in Efesiërs 6 vers 4 lees, plaas 'n groot verpligting op ouers. Van die kinders word in die 5de gebod geëis om hulle ouers te gehoorsaam, aan hulle eer, liefde en trou te bewys. Maar dan moet die ouers hulle dit ook inderdaad leer. Daar moet by die ouers volgens die katekismes goeie leer en tug wees. En die tragedie vandag is dat dit tans by baie ouerhuise ontbreek. Die kinders word nie geleer om gesag te eerbiedig nie. En daarom sal hulle noodwendig begin dink dat hulle kan doen wat hulle wil. Ouers wat nie gesag handhaaf in die huis nie, maak hulle kinders groot, eintlik om eendag te bots met die gereg en uiteindelik in die verderf te beland. En op die wyse is die ouers die oorsaak dat die kinders vir hulle self, vir hulle ouers, vir die kerk en vir die hele samelewing 'n groot probleem word. Of nog erger, die ouers kan dan die oorsaak word dat hulle kinders God verag en die ewige straf tegemoet gaan. Ouers moet ook so optree dat hulle kinders hulle kan eer en kan gehoorsaam. Dit beteken dat ouers ook die regte voorbeeld vir hulle kinders moet stel. Daarvan lees ons byvoorbeeld in 1 Korintiërs 11 vers 1 en Filippense 3 vers 17. Daarby kom ook nog dat ouers hulle kinders nie net in die aardse lewe moet inlei nie, maar ook in die ewige lewe. Daarom moet hulle kinders leer om God te ken, soos hy hom in Christus geopenbaar het, en hulle leer om hulle deur sy woord en gees te laat lei. En daarmee saam moet ons natuurlik ook vir ons kinders bid en saam met ons kinders bid. Daarom is dit ook belangrik om kindertjies van kleins af na die erediens te bring. Maar wat van die roeping van kinders teenoor hulle ouers? Dit word op verskillende maniere en met verskillende woorde of begrippe aangedui in Sondag 39. Die eerste wat genoem word is eer. Die 5de gebod begin immers met die woorde: eer jou vader en jou moeder. God eis dit van kinders.
Hulle moet hulle ouers eer, nie bloot as persone nie, maar in hulle hoedanigheid as vader en moeder. En hulle moet dit in alle omstandighede doen. Die tweede woord is liefde. Kinders moet hulle ouers lief hê met 'n opregte en opofferende liefde. Uit dankbaarheid dat hulle self kan deel in die liefde van Christus. En uit dankbaarheid vir alles wat hulle ouers van jongs af vir hulle gedoen het. En die liefde vra offers. Soms groot offers. Ook daartoe moet kinders volgens die wil van God gewillig en bereid wees. Die derde belangrike woord is trou of getrouheid. Van kinders word verwag om trou aan hulle ouers te bewys, sodat hulle ouers op hulle kan vertrou. En hierdie trou moet veral betoon word as ouers oud, sieklik, afhanklik en selfs lastig word. Ons moet in gedagte hou dat die 5de gebod nie leeftydsgrense aandui nie, maar altyd geld. Die 4de kernwoord is gehoorsaamheid. Die woord stel dit baie duidelik, kinders, wees as gelowiges aan julle ouers gehoorsaam, want dit is wat die wet van God vereis, sê Efesiërs 6 vers 1. Hulle is die gehoorsaamheid aan hulle ouers verskuldig, omdat God dit eis, en uit dankbaarheid dat hulle self kan deel in die verlossing in Christus. God wil die kinders deur die ouers regeer. Kinders wat aan hulle ouers ongehoorsaam is dus ook ongehoorsaam aan God. En dan een van die moeilikstes. Kinders moet geduld hê met hulle ouers se swakhede en gebreke. Ja, kinders moet geduld hê met die swakhede en gebreke van hulle ouers. En daar is baie van hierdie swakhede en gebreke. Nie net die ouderdom wat met sy kwale soos demensie, maar ook iets soos gebrek aan deursettingsvermoë, spandabelrigheid, ontroue maas wat hulle kinders nie liggaamlik en geestelik versorg soos hulle moet nie, ouers wat gedurig stry en aanstoot gee. Voor God is dit ernstige sondes. Maar gesien uit die oogpunt van die kinders, kan 'n mens dit ook swakhede en gebreke noem. En met hierdie gebreke moet kinders geduld hê en steeds daadwerklik probeer om desondanks teenoor hulle eer, liefde en trou te bewys. Dis nie altyd maklik nie. Trouwens, dit kan soms bitter moeilik wees, maar met die hulp van God sal dit tog moontlik wees. Hulle moet in elk geval altyd vir hulle ouers bid. Ook bid vir bekering, indien dit nodig is. Kinders moet altyd dink aan God se genade oor hulle, ten spyte van hulle eie swakhede en gebreke. Dan sal hulle ook met die swakhede en gebreke van hulle ouers geduld kan hê. Uiteindelik, geliefdes, alles wat van kinders teenoor hulle ouers verwag word, wat word van ons verwag teenoor alle gesag wat oor ons gestel is. In die skool, die kerk, by my werk, teenoor die owerheid, noem maar op. Oral moet ons die gesag van die gesagsdraers eerbiedig, omdat hulle gesag nie uit hulle self kom nie, maar God gee dit aan hulle om ons daardeur te regeer. En dit geld ook nie net van 'n Christelike owerheid nie, maar ook van 'n on-Christelike owerheid. Trouwens, as Paulus in Romeine 13 sê,
dat ons aan die owerhede moet onderwerp, praat hy nie van 'n Christelike owerheid nie, maar juis van 'n heidense owerheid wat Christene selfs vervolg het. Ons moet God ook dank dat hy sulke gesagsinstansies oor ons gestel het. Want hy het dit gedoen sodat daar orde in die samelewing kan wees. Want wat sou gebeur het as daar geen gesagsinstansies was nie? Dink net vir 'n oomblik alle gesag weg. Alles sou 'n verskriklike groot chaos gewees het. En God beskerm ons teen sulke chaos. Ja, selfs 'n swak regering is steeds beter as geen regering. Die vraag mag nou miskien gestel word of ons altyd die gesagsdraers moet gehoorsaam. Anders gestel, is daar ook grense vir gesag? Ja, daar is. En die vernaamste grens is die woord en die eer van God. As gesagdraers van ons eis om iets te doen wat in stryd is met die wil van God, dan moet ons, soos Petrus en Johannes sê, God meer gehoorsaam wees as die mense. Handelinge 4 vers 19 en 5 vers 29. Maar dit is die uitsonderings. Die reël is dat ek gehoorsaamheid, eer, liefde en trou moet bewys aan die owerhede wat oor ons gestel is. In navolging van Christus, wat as kind van Josef en Maria aan Josef en Maria onderdanig was. Lukas 2 vers 51. En wat aan sy Vader aan die hemel gehoorsaam was, tot in die dood toe, ja, die dood aan die kruis. En omdat hy sy Heilige Gees aan ons gegee het, kan ons ook aan die owerhede onderwerp, omdat ons deel het aan die vrug van die Gees. God vra dit van ons, daarom sal hy ons ook in staat stel om gesag te respekteer. Daarom moet ons steeds vir die owerheid bid, en moet ons alles in ons vermoë doen, om hulle tot inkeer te roep, as hulle God se woord oortree. Geliefdes, mag die Here ons in hierdie land genadig wees, sodat die gesag oor ons volgens God se woord uitgeoefen sal word, en ons alle gesag oor ons sal gehoorsaam. Dit is wat God van ons as sy verloste, nuutgemaakte kinders verwag. Amen. Kom ons dank saam. Onse Vader wat in die hemel is, ons besef opnuut weer op grond ook van die Romeine brief, dat ons anders moet leef as die wêreld. Want ons weet, ons word deur Christus alleen, deur genade alleen, deur geloof alleen gered. En dit moet ons so dankbaar maak, dat ons ons hele lewe as 'n dankoffer aan U sal toewy. En dit sluit ook in, dat ons sal onderwerp aan gesag wat oor ons gestel is. Ons besef opnuut dat hierdie opvoeding in die huis begin. En daarom bid ons vir alle ouers met klein kindertjies, dat U hulle ook daarin sal lei, om hulle kinders groot te maak, met tug en vermaaning, soos U dit wil. Ja, dat hulle van jongs af sal leer om hulle aan die gesag wat oor hulle gestel is, te onderwerp. Onse Vader, ons bid ook, dat U ons elkeen sal lei wat nog ouers het wat leef, dat ons ook met hulle swakhede en gebreke geduld sal hê. Dat ons sal onthou hoe hulle ons groot gemaak het, met liefde en opoffering. En dat ons ook, wanneer hulle oud geword het,
dieselfde liefde en opoffering aan hulle sal bewys. Ons bid vir die regering wat oor ons gestel is. Here, dat hulle sal bekeer, dat hulle ons so sal regeer, dat dit duidelik is dat hulle u naam vrees, dat hulle eerbied het vir u gebooie, en dat hulle ons so sal regeer, dat ons ook dan 'n rustige en 'n stil lewe kan lei, waarin ons u kan dien. Dankie dat ons al hierdie dinge van u kan vra, met die besef ook, dat ons uit onsself dit nooit sal regkry nie. Daarom bid ons dat u kragtig in ons sal werk, deur u woord en u gees. Ons vra dit in Jesus Christus se naam. Amen. Ons gee nou geleentheid vir die liefdesgawes wat deur die diakens ingesamel sal word. Daarna sal ek die slotsang aankondig. Ons slotsang is Psalm 2 vers 1, 5 en 6. In vers 6 sing ons: Kom dien die Heer en wees in hom verblyd, met blydskap wat hom huldig as die Heer. En kus die seun in onderworpenheid, buig jou voor hom met vrees en bewing neer. Psalm 2 vers 1, 5 en 6, dan bly ons staan vir die seën van die Here.
genade van Jesus Christus ons Here, die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees is met u en bly met u. Amen.